Goeiemôre. Dit is Woensdagoggend 1 April 2026 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En nee, ek gaan nie vanoggend met julle 'n April gek grap deel nie. Ek is nie goed daarmee nie en ek ken dit ook nie eintlik regtig enigiets in daardie lyn nie. Maar dit wat ek vir julle gaan vertel vanoggend en 'n bietjie gaan oor praat, kan klink asof dit wel is, as jy na die chaos gaan kyk. En ek wil afskop deur wat 'n Britse vrou gesê het. Sy sê daar, we're not racist, we're petrified. What are these politicians doing to us? They are putting everyone in danger. I don't leave the house without a man. My local shop has had 3 stabbings, 1 murder. My friend was murdered last year. A girl I know was murdered in the park. I'm begging my son to leave the country. My cousin was murdered. Our friends, our family are dying. Dit klink amper soos 'n toneel hier in Suid-Afrika. Dis asof daar 'n wêreldwye toename aanslag is. Nou, omdat die Britte nou wel hewiglik aandadig was vir die situasie waarin ons in Suid-Afrika onsself bevind, is daar nie veel simpatie met die Britte nie. Maar hoor die noodkreet in hierdie individu se stem. En dan luister ek na die volgende persoon en ek wonder, waar kom die rassehaat vandaan? And the one idea is how we are going to exterminate white people, because that, in my estimation, is the only conclusion I have come to. We have to exterminate white people off of the face of the planet to solve this problem. Now, I don't care whether you clap or not, but I'm saying to you that we need to solve this problem because they are going to kill us. And I will leave on that. So we have to just set up our own system and stop playing and get very serious and not be diverted. And Dit is 'n persoon ook oor see wat hierdie uitlatings maak, wat sê dat die enigste manier hoe hulle as 'n swart ras sal kan by voortbestaan is om ontslae te raak van die wit bedreiging. Dit voel so na die ander kant toe omgegooi hier by ons ook, veral as ek gaan luister. Nou wat sê Julius Malema ook nou weer onlangs, waar hy sê oor die expropriation of land, met ander woorde, die vat van die land, van die grondgebied. We want to expropriate of land without compensation. It has worked in Zimbabwe and they are very successful. En dit is wat EFF leier dan sê. Maar ek het 'n videoklip ook van hom wat het alternative program. We want expropriation of land without compensation. We want nationalization. We want to bring the dignity of black majority in South Africa Where back. has expropriation of land without compensation worked? No, it doesn't mean if it doesn't work anywhere, it can't work here. And for me, it has worked in Zimbabwe. They are very successful. Dit dan wat Julius Malema ook kwytraak. Dan kyk ons na gister die geweld wat uitgebreek het. 'n Kort videoklip. En dan sien ons dus nou daar in Oos-London, in Southernwood, Oos-London, waar hierdie betogers teen 'n groep Nigeriërs plaasgevind het. So hier is 'n ontsaglike hoeveelhede onwettige immigrante in Suid-Afrika, want die grense is basies oop. So dit is nou weer dieselfde tipe probleem as waarmee Europa en Amerika in 'n groot mate sit. So 'n georkestreerde geweld wêreldwyd teen wit mense. En dan immigrante.
Maar hier is dit nou spesifiek die xenofobiese voorloop van gebeure in Suid-Afrika, wat op die ou einde daartoe kan lei, dat ons in die proses ook die teikens gaan word. Dan word daar gewaarsku dat sulke konflikte kan vinnig in 'n nasionale tendens verander, veral na afloop van die Departement van Arbeid en Departement Binnelandse Sake se onlangse veldtogte teen buitelanders. Die politieke gemoedere teen buitelanders loop hoog in die stede en dorpe, en dan moet ons nie vergeet dat hulle ons ook beskuldig en beskou as buitelanders nie. Ons moet dit nie vergeet nie. En ons moet aanvaar dat wanneer hierdie xenofobie 'n sekere punt gaan bereik, gaan ons outomaties dalk die volgende teiken wees. Dit is ook gister daar in Oos-London geneem. Inteendeel is eergister wat dit geneem is, eergister wat dit gebeur het. En dan, ek lees so nou en dan wat Jans Rautenbach skrywe. Nou Jans het 'n ongelooflike in diepte proses van hoe hy na goed kyk en wat hy dan sê en daaroor skrywe. Maar hy skryf hierso, hy sê elke moord en aanval op 'n blanke wek woede op. Maar het jy agtergekom dat dit jou dan ook verhard en jou menslikheid teenoor ander verminder? En die afgelope week was vreeslik. Nie slegs die vermoorde blankes nie, maar ook nie slegs die beseerdes nie, maar die tientalle rowe, inbrake, diefstalle en verkrachtings daagliks wat by met blankes plaasvind en dan in sy inbox beland. Jan sê verder, ek is afgestomp en twyfel of ek veel meer van dit kan vat, of ek sal my menswees moet verkrag en dit een kant toe skuif sodat ek ook kan leef sonder hierdie skuldgevoelens oor ek niks doen om dit te probeer stop nie. Maar wat kan ek alleen doen? Want my medeblankes gee nie om nie, of is te bang om iets te doen, of is te lafhartig en draai liewers die kop ander kant toe waar jy sien 'n bejaarde word beroof, of jy is te afgestomp en omdat dit jou nie raak nie, maak dit ook nie meer saak nie. Ek dink hierdie laaste deel van Jans is baie belangrik. Blankes gee nie meer om nie, is te bang om iets te doen, te lafhartig, draai die kop weg, kyk weg van daar waar iemand aangerand word, en dan omdat dit jou nie raak nie, nie direk nie, maak dit ook nie meer saak nie. Ek gee graag vir Jan se erkenning vir hierdie stuk wat hy geskryf het, want dit som alles wat ons nou gesien het in die materiaal, som dit op. Daar is 'n woede aan die opbou, daar's 'n polarisasie van rasse dwars deur die wêreld aan die opbou, en dit gaan toeneem. Want in Suid-Afrika gaan hulle onder mekaar beklei, maar dit gaan oorspoel na ons toe. As ons kyk na die hoeveelheid plaasaanvalle, plaasmoorde, moorde op mense, is dit absoluut verstommend en skokkend dat dit gebeur. Ons is hier by SBB met ons hoofkwartier in Appington, waar ons beplanning en voorbereiding doen van wat ons moet doen wanneer hierdie goed fisies beginne uitspeel met ons. Dan bedoel ek waar ons letterlik die slagoffers van grootskaalse geweld raak, omdat ons 'n Armageddon organisasie is. If all else fail, dan is ons daar om te sorg dat ons mense oorleef. Ek hoor mense vra via boodskappe van ander, maar wat gaan hulle doen? Hoe gaan ons dit doen?
en so meer. Daar's net sekere inligting wat ek kan en durf waag om met julle te deel. Die ander is vertroulik. 'n Mens, as jy 'n verrassing het, dan vertel jy nie vir die persoon vir 'n week vooruit dat jy 'n verrassing het nie, want dan is die verrassing nie meer 'n verrassing nie. So wanneer ons dan die punt bereik waar ons moet groepeer, waar ons met mag bymekaar moet kom, eendrag maak mag, waar ons daai groeperingsbeginsel uitleef, van waar ons dan effektief kan optree en reageer. Dit is wat ons moet doen. Maar mense bevraagteken te maklik, maar hulle draai ook die kop weg omdat hulle bang is, omdat hulle nie hulle gesig wil wys nie. Hoeveel mense sê deesdae, maar daar is nie 'n leier wat opstaan en sy sê nie. Maar 'n slim leier gaan nie so onnoosel wees om op te staan nou en 'n teken op sy rug te plaas nie. Dit sal 'n groot fout wees. Want jy maak van jouself net 'n groter teken. En hoe meer die regering, die gerecht, die polisie en so meer agteruit gaan, hoe meer gaan hulle magsmisbruik toepas om jou te teiken, sonder dat daar werklike regverdiging daarvoor is. En dis goed waarvoor ons moet versigtig wees. Maar dit beteken nie dat ons nie onsself moet gereed kry vir wanneer dit gaan gebeur nie, want dan moet ons vinnig reageer om te kan doen. En dit is belangrik. Vriende, dis waarvoor ons voorberei. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is dan môreoggend weer terug by julle. Mooi loop en 'n lekker dag. Genesing begin met iets kleins, 'n saadjie wat groei, voed en herstel. In 'n wêreld waar siekte en spanning die alledaagse norm geword het, roep die natuur ons terug na balans, terug na rus, terug na die wysheid waarmee God self die aarde geseën het. By Dr. Adrian Hatting, tradisionele geneesheer en ervare kruiedokter van Kroonstad, leer jy hoe natuurlike middels die liggaam kan help om homself te herstel. Hoe kruie, voeding en balans saamwerk in die stryd teen siektes soos kanker en ander ernstige toestande. By die skool van kruiemedisyne van Dr. Adrian Hatting sal jy die krag van natuurlike genesing ontdek, want ware gesondheid begin waar lewe wortel skiet. Vir konsultasies, diagnose met gevorderde toestelle of kruiebehandelings, skakel 081 059 1715 of stuur 'n e-pos na die adres op die skerm. En begin jou pad na natuurlike welstand vandag.